As 'n mens ouer word, dan dink jy baie keer terug aan mense wat 'n invloed in jou lewe gehad het. Nou, my ma was verseker een van daai mense wat regtig 'n groot invloed in my lewe gehad het. Ek het so baie by haar geleer. Baie keer meer uit haar optrede as uit haar woorde. Ja, verseker uit haar woorde ook. Maar my ma se manier hoe sy situasies hanteer het my geweldig baie geleer. Ek het in Vogwel groot geword, dis 'n klein myndorpie naby Potchefstroom. Ek was die middelste van 5 kinders en my pa het onder in die myn gewerk en my ma was die orgelis en sy het ook musieklesse gegee op die dorp. Ek terugdink aan my kinderdae, dan dink ek regtig met goeie herinneringe aan my kinderdae. My ouers het vir my geleer om tevrede te wees met wat ons het en wie ons is. Ons is geleer om dankbaar te wees. Nou, ek dink in hierdie tyd waarin ons nou leef, gaan ons weer op 'n punt kom waar ons almal weer net moet tevrede wees met wat ons het. As ek net dink aan hoeveel mense het hulle werk verloor, baie mense se inkomste is gesny, en ons gaan 'n eenvoudige lewenswyse net moet aankweek. Ek het een keer gehoor, iemand het gesê, om 'n eenvoudige lewenswyse is om iets te kan geniet sonder om dit te besit. Geweldige indruk op my gemaak. Hoor net weer mooi. Dis om iets te kan geniet sonder om dit te besit. Nou, ek moet myself elke keer dit herinner as ek in die Drakensberge is en ek sien daai huisies in die berge. En dan moet ek vir myself sê, Rita, jy kan die Drakensberge geniet sonder 'n huisie te besit in die berge. Koos Du Plessis het 'n gedig geskryf wat eenvoud so mooi verduidelik. Hy sê, eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat jy het. Dis dankbaar eet van elke skewe snytjie brood wat liefde is. Eenvoud en dankbaarheid is om te kan geniet wat jy het. Maar dis ook om te kan gee dit wat jy het, al is dit dan 'n skewe snytjie brood. My gebed is dat ons gaan leer om weer in eenvoud te leef, met ons oë gerig op Jesus. Dit staan so mooi in Psalm 123 wat sê, soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op God, totdat hy hom oor ons ontferm. Mag dit ook waar wees van ons. Mag jy 'n geseënde week hê en onthou, elke Woensdag word daar nog 'n lewenssaadjie soos hierdie op ons YouTube kanaal geplaas, gaan teken gerus aan.